Here Jesus, dankie dat ons U lof kon besing. Dankie dat kinders en volwassenes entoesiasties kan sê, ek glo in Jesus. Jesus Christus is my Here en my Verlosser. En as ons as gemeente hier saam is vandag, en ons as kinders is hier om ook te hoor oor die Heilige Gees. Wat sê die Bybel oor die Heilige Gees? Dat dit 'n werklikheid is, bid ons Here dat U vanoggend vir ons deur die woord en deur die aanbieding hier iets sal gee wat ons hele lewe lank by ons sal bly. Seën vir ons elkeen vanoggend, Here, met U teenwoordigheid, met 'n boodskap met die Heilige Gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou ek wil net so 'n bietjie teruggaan. Wat het dit gesimboliseer? Hierdie. Ja. Toe Jesus gebore is. Ons het hier in die gemeente nou op pad begin stap. Jesus se lewe. Verlede jaar, Kersfees, het ons die geboorte van Jesus gevier. En toe het ons begin Januarie, ons het so in die voetspore van Jesus geloop, 'n bietjie gekyk, wat het Jesus ons geleer oor hoe ons moet lewe, en wat het toe gebeur? Toe is hy gekruisig. Kan julle nog onthou, wat het ons hier in die kerk en daar by die skool geskree? Kruisig hom, kruisig hom. Want eintlik het ons met ons sonde ook geskree, kruisig hom. Nou het Jesus net dood gebly. Nee, wat het gebeur? Ons kom nou by die wolk. Hy het opgestaan uit die dood. Ja. En onthou julle, ons het gesê, Jesus, toe hy opstaan uit die dood, toe het hy Here geword. Sien julle die kroon? Daar is hy is die Here. En hy het opgevaar, hy is op 'n wolk opgeneem hemel toe. Nou is hy dood in die hemel. Onthou, hy het opgestaan uit die dood. Nee, hy is nie dood in die hemel nie, hy lewe. En hy regeer. Jesus is die koning wat regeer. En dis die boodskap van die opstanding ook. Hy is die koning wat regeer. Nou wat doen hierdie dinge hier? Hy blaas lig uit. Maar hoekom duik julle? Maar wat het dit nou met Jesus te doen? Hierdie. Mamma, papa, kan julle help? Ja, sy die uitstorting van die Heilige Gees. Vanoggend wil oom Dion vir julle met hierdie wind ietsie leer van die Heilige Gees. Maar kom ek lees dit gou in die Bybel. Daarna Handelinge 2. Nou, julle sal weet, toe voor Jesus opgevaar het hemel toe, toe gaan sê vir die disippels, gaan bly wag in Jerusalem, want ek gaan die Heilige Gees uitstort. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was almal op een plek bymekaar. Nou vandag, gemeente, is Pinksterfees. Vandag vier ons in die kerk die uitstorting van die Heilige Gees. So, vandag, in die tyd van net na Jesus se hemelvaart, is die Heilige Gees uitgestort. Dis wat ons herdenk vandag. En dan lees ons hier, skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Nou, skielik, wat beteken skielik? Slap bang, daar's dit. Niemand het geweet dit gaan gebeur nie. Skielik, het julle mekaar al skrik gemaak? Ja, jy sê mos nie vir iemand, ek is hier, ek gaan jou skrik maak nie. Nee, sommer net doef, dan maak jy iemand skrik. Skielik, wat het gebeur? Was daar 'n geluid, 'n groot geraas, 'n harde geraas, dis wat daar staan, uit die hemel, dit het van bo af gekom, soos 'n geweldige stormwind. Dit was so. Kyk op, 'n geweldige stormwind.
uit die hemel, wat die hele vertrek gevul het, waar die mense gesit het. Hulle het iets soos 'n vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen se kop gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het. So wat sê die Bybel hier? Dat die Heilige Gees is soos hierdie wind. Waai, is dit? Die Heilige Gees is 'n wind. Dis ook nie sommer net 'n wind nie, dis 'n wind wat gewaai het. Maar nou wil ek vir julle en mamma en pappa, hulle sal ook nou luister, as hulle dit nie weet nie, gaan hulle dit nou ontdek. In die Bybel is daar veral 2 woorde wat aan die Heilige Gees gekoppel word. Maak gou so. Asem. Die Ou Testament sê, die asem van die Here, die ruach van die Here. Nou daai woordjie ruach in die Ou Testament kan met asem vertaal word, maak gou so. Asem of wind. Of Heilige Gees. So as die Ou Testament sê, is jou bril nog op jou kop. As die Ou Testament sê, die ruach van die Here, die asem van die Here, dan is dit asem, wind of gees. Een van daai 3. Want ek kom op jou laat blaas. So dit moet julle gou hoor. So wat het gebeur? Toe God die mens gemaak het, julle weet mos van Genesis 1, 2 en 3, het God die mens gemaak. Dan staan daar, die mens, kyk, hierdie poppie, hy is dood. Toe het God gegaan, en hy het, oepsie. Ok, ek is nou nie die Here nie, maar toe die Here gegaan en sy asem in Adam ingeblaas, en Adam kon geestelik leef. Kan een van julle hierdie pop opblaas? Wie van julle se pappa of oupa of ooms het sterk longe? Wie? Jou pa. Waar is jou pa? Kobus, het jy geloof? Ok, wil jy iemand nomineer? Sorry, jou pa sê hy het nie so sterk asem nie. Maar gaan dan nou ietsie verduidelik. Die Here het, kom ons sê hierdie is Adam, hy het sy lig in Adam in sy geblaas, sy gees, en Adam kon geestelik begin leef. Maar wat gebeur het ook, toe het Adam en Eva ons gesondig, nou kom ek verduidelik het maar gou hier. Ek kan hom opblaas, glo julle my? Kykie. Wat hy? Jy sien? Die Here het sy asem, sy gees in Adam ingeblaas. En toe Adam en Eva sondig, toe sê die Here, oeps. En weet jy wat? Ons almal lewe so. Geestelik dood. Ons wil graag lief wees, maar ons kan nie, want die gees van die Here is nie in ons nie. En toe stuur God vir Jesus, hy gaan sterf vir ons aan die kruis, hy staan op uit die dood, hy vaar op hemel toe, en wat doen Jesus? Hy sê, bly wag, dat ek die Heilige Gees vir julle uitstort. Ja. So, ons is Christene, en hoe lyk ons lewe? So, vol van die Heilige Gees. Maar hy wil tog hê, ek moet weer die ding ontsit. Dit is nou, toe die Heilige Gees uitgestort is, was dit met geweldige.
julle tevrede? So kan oom Dion nou. Hoe leef baie van ons? Ons is Christene, maar ons het nie die Gees in ons. Ons is soos hierdie mannetjie. Here, ek wil U loof. Ag, maar my armpies is so pap. Ek wil 'n verskil maak in die wêreld, maar ek kan nie. Ek wil vir 'n maatjie vertel van Jesus, maar ek is skaam. Dan sê die Here, gaan help iemand. Nee, Here, nie ek nie. Want ek kan nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor ons kom, sê die Bybel, wag, laat ek net hierdie ouetjie weer insit. Dan sê Jesus, kom, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Yes! Jy moet 'n loflied sing tot eer van die Here. Halleluja! Ek kan dit doen. Gaan help iemand. Ja, Here, ek sal gaan help. En nou kom die Heilige Gees in 'n gemeente se lewe. En sê gemeente, gaan maak 'n verskil in Stella. Gaan leef dat ander Jesus in jou lewe kan sien. Ja, Here, ek sal dit doen. En dan baie keer gebeur dit, oeps, Here, ek sal dit doen. Nee, Here, kom, geef ons krag, ons sal dit doen, Here. Nee, ons kan nie. Die kerk, asseblief, Here. En dan kom die kerkraad by mekaar en neem hulle besluite. Ag nee, die werk nie, weet. Ja, daar's hy. Julle sal krag, die Heilige Gees is oor 'n gemeente uitgestort. Daar was 120 mense daai dag by mekaar, toe die rukwind gebeur het, toe die Heilige Gees uitgestort is, en almal het so begin leef. Nou is dit 'n belangrike ding vir julle as kinders om te onthou. Die Heilige Gees word nie net in groot mense se harte uitgestort nie. Die Heilige Gees word ook in kindertjies se harte uitgestort. Die Heilige Gees word in jong kinders se harte uitgestort. Die Heilige Gees vra nie hoe oud is jy dat hy in jou hart uitgestort word nie. Wie van julle wil die Heilige Gees vandag hê? Wat julle so leef? Ja, ouers, wie van julle leef so? Het julle al dit beleef in julle lewe? Gevul met die Heilige Gees, aangevuur deur die Heilige Gees, nie skaam vir die evangelie nie, nie skaam om te sê ek is 'n kind van God nie, nie skaam om te help en om uit te reik nie. Het Stella gemeente dit al beleef, gevul met die Heilige Gees, 'n verskil gaan maak in die wêreld waarin ons leef? Het ons dit al beleef? Of is ons 'n gemeente wat so leef? Daar gebeur niks. Ons kan op 'n Sondag by mekaar kom en sing. Ek is lief vir die Here, maar ek het nie die Gees nie. Nou kan jy vir my vra, is dit moontlik? Ek gaan bietjie later 'n preek daaroor hê, waar Paulus vir die gemeente sê, ek kon nie met julle praat, soos mense wat met die Gees vervul is nie. Julle het nie die Gees van God in julle gehad nie. Julle verstaan nie geestelike goed nie. Maar as die Heilige Gees oor jou kom, hierdie pop hê. So wat het julle vanoggend geleer? Waarmee kan julle hier uitstap? Ja, met die Heilige Gees. En jou hart vul met die Here se Gees. En hoe doen ons dit? Ons vra. Ons vra vir die Heilige Gees, omval ons. Papa, mamma, lyk jou Christelike lewe dalk so, kort bietjie Gees. Die Heilige Gees
gemeente, is 'n werklikheid. Die Heilige Gees is 'n werklikheid, nie net die Vader en die Seun nie. Die Heilige Gees is 'n werklikheid. En vir jou wat hom al beleef het, jy sal weet. Nou, julle kindertjies, julle het ons nou gesê, ek wil graag die Heilige Gees hê. Wil julle? Ja, kyk daar. Wil vir die Here vra dat hy sy Gees in ons sal laat waai. Nou, hoe kry ons die Heilige Gees? Ons kan ook net vra, in gebed vra. Wil julle graag hê hy moet julle volblaas? Kom ons bid saam, gemeente. Ouers, begeer jy ook die Heilige Gees? Heilige Gees wat vir jou woema gee. Kom, as jy dit begeer, bid dan agter my aan. Vader, as gemeente in Stella, as Christene, hier, sê ons vir u dankie, dat die Heilige Gees 'n werklikheid is, dat hy uitgestort is, en dat hy vandag ook, hier 'n Pinksterdag ook in ons gemeente kan wees, die uitstorting van die Heilige Gees. En dit sal dalk by vernuwing wees. Maar Heilige Gees, ons bely dat ons u lank bietjie teëgestaan het, of nie toegelaat het. En nou bid ons, en elkeen kan saam bid in sy hart. Heilige Gees, kom vul my. Ek stel my oop vir die werking van die Gees. Gees van God, kom blaas in my met volle krag. Heilige Gees, kom vuur my aan. Vul my dat ek elke dag geestelik sal lewe. En dat ek van vandag af persoonlik kan ondervind die wind, die krag van die Heilige Gees in my. En Here, jy ken hierdie kinders wat hier sit, wat sê ek wil die Heilige Gees hê. Dankie dat ook hulle saam kan bid. Heilige Gees, vul my met die Gees van God, dat ek geestelik sal leef. Dankie dat ons deur die Gees kan lewe. 'n gemeente kan wees wat geesgedrewe is. Vul ons met die Heilige Gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek gaan dit 'n ander dag met julle deel, maar ek wil net dit sê. Ons het nou gebid dat die Heilige Gees ons vul. Maar wat moet ek en jy elke dag van ons lewe bid? Sommige 2, 3, 4, 5 keer. Gees van God, vul my. Dan as ek voel, ek begin 'n bietjie afneem. O Gees van God, vul my. So dis 'n gebed wat ons moet aanhou bid. Heilige Gees, vul my. Nou dink ek, Stefan, as jou boetie jou kwaad maak en jy wil hom boks, dan sê jy nee, Heilige Gees, vul my. En jy sussie, basie sissies, as julle so naals uitgooi vir mekaar, vergeef haar, Here, maar vul my met die Heilige Gees. Maak, nee, julle twee word seker nie kwaad vir mekaar, nee. Mama, papa word hulle kwaad vir mekaar, glad nie. Heilige Gees, vul my. Daar sê. Weet julle hom, sal julle hierdie ene onthou? Daar's gemeente, ons as 'n gemeente in Stella, ons as volwassenes, kom ons leer ook, die Heilige Gees is 'n werklikheid, hy's uitgestort. Kom ons bid konstant, elke dag, oor en oor, Gees van God, vul my, blaas my aan, dat ek 'n verskil maak, daar waar ek nie eers dink ek kan 'n verskil maak nie. En ek gaan nog daaroor praat, maar daar's een ding wat die Heilige Gees doen in 'n gemeente en in Christene se lewe. Die Heilige Gees bekragtig ons om dinge te doen wat ons nooit uit ons eie sou kon doen nie. Petrus
uit sy eie verloon Jesus, maar bekragtig deur die Heilige Gees, preek hy onbeskaamd en duisende mense kom tot bekering. 'n Gemeente wat gevul is met die Heilige Gees, skaam hulle nie vir die evangelie nie. Deel die evangelie oral en mense kom tot bekering. Dis die uiterlike teken van 'n geesvervulde gemeente. Daar's bekeringsgroei in 'n gemeente. Kom ons gaan lees so. Here, dankie dat ons weet die Heilige Gees is 'n werklikheid. Dat Jesus toe hy hemel toe gevaar het, sy Gees, die Gees van God, die Ruach Jahweh, uitgestort het, en dat die Gees as 'n wind gewaai het en ingekom het. En ons bid dat hierdie gemeente aanhoudend sal aanblaas deur die wind en die krag van die Heilige Gees. Ons vra vir U om dit te doen. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Can I get a hallelujah? Can I get an amen? Feels like the Holy Ghost running through you. When I play the Highway FM, I find my soul revival, singing every single verse. Yeah, I get